Net die PowerPoint vir oopmaak. Ons is besig om nog te gesels oor om ons vriende vir die Here te wen, en die doel van die kerk is om uit te gaan en om 'n verskil te gaan maak en om mense se lewens te verander, en ons glo vas dat God gaan ons gebruik om dit te doen. Maak die PowerPoint heeltemal toe, Brandon, sorry, maak hom heeltemal toe en begin net weer van vooraf asseblief. Ek dink ek het nou toe ek hom geskuif het, daar is net iets verander. En vandag wil ek bietjie met ons praat oor om van gebed af na aksie toe te gaan. En as ons kyk wat om ons aangaan in die wêreld en wat besig is om te gebeur, kan ons sien hoe sekere dinge besig is om in plek te val vir die koms van die Here, en hoe sekere dinge besig is om te gebeur waar mense se lewens radikaal verander word. En ons kyk na die goed wat in die natuur aangaan, en ons kyk na die goed wat in mense se lewens aangaan, en die goed wat ons kinders aan blootgestel word, en die goed wat die kerk in die gesig staar, en die aanvalle wat op mense se lewens is, want die aanvalle op mense se lewens is groter as nog ooit van tevore, veral op die kinders van die Here se lewens. As jy opstaan en jy sê dat ek wil graag my lewe regmaak vir die Here, ek wil graag my lewe verander, ek kies nou om vandag vir God te leef, kan ek jou waarborg, gaan die aanvalle wat op jou lewe gaan kom net meer word, want die duiwel hy's besig om op warm kole te loop, hy's besig om op 'n plek te kom waar hy sê weer agter raak, want ek glo dat hy weet wat God vir ons instoor het. Hy weet wat die beloftes is wat God vir die mense gemaak het, want hy ken die Bybel beter as ons, en hy weet dat hoe moeiliker tye gaan raak, hoe meer gaan die beloftes van God begin manifesteer in ons lewe. Hoe nader is ons aan die deurbraak van die kerk wat nodig is om op te staan en vir die wêreld te gaan wys daar buite wie Jesus werklik is en hoekom hy gekom het om vir ons te sterf. So ek glo dat ons is in 'n tyd waar ons net moet vashou. Net moet sê, Here, genoeg is genoeg. Here, ons gaan nie opgee nie. Maak nie saak wat ons kan toekom nie. Maak nie saak wat ons in die gesig staar nie. Maak nie saak wat se uitdagings ons kry nie. Ons gaan vashou aan dit wat U vir ons daar geroep het. En die kerk speel 'n groot rol daarin. En weer eens, ek sê dit amper elke week, maar as ek praat van die kerk, praat ek nie van hierdie 4 mure wat hier is nie. Ek praat van my en van jou, van elkeen van ons wat hier sit, want ons is die kerk. En daar's 'n rol wat ons het om te speel in hierdie tyd wat ons inleef. En as julle Bybels by julle het, kan julle saam met my gaan na Handelinge 12 toe, en ons gaan lees van vers 1 tot 10. Ek het nie al die verse op die bord gesit nie, is bietjie baie, en dit is 'n langer stuk. So ek gaan dit vir ons lees, en dan gaan ons bietjie oor dit gesels. Hy sê, en omtrent daardie tyd het koning Herodes sy hande geslaan aan sommige uit die gemeente om hulle kwaad aan te doen. En hy het Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard omgebring. En toe hy sien dat dit die Jode welgevallig was, het hy verder ook vir Petrus in hegtenis geneem. En dit was die dag van die ongesuurde brood. Toe hy hom dan gegryp het, het hy hom in die gevangenis gesit en oorgegee aan 4 wagte, elkeen van 4 soldate, en om hom te bewaar. Maar die bedoeling is om hom na die Paasfees voor die volk te bring. En vers 5 is die sleutelvers van hierdie hele gedeelte. Vers 5 sê vir ons, so is Petrus dan in die gevangenis bewaak, maar daar het aanhoudend gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. En toe Herodes hom wou voorbring, het Petrus in daardie nag tussen 2 soldate geslaap, met 2 kettinge geboei en wagte voor hom voor die deur van die gevangenis bewaak. En met een staan daar 'n engel van die Here by hom, en 'n lig het geskyn in die gevangenis. Toe slaan hy Petrus op sy sy, maak hom wakker en sê, staan gou op, en die boeie het van sy hande afgeval. En die engel het vir hom gesê, omgord jou en trek jou skoene aan, en hy het dit gedoen. Verder sê hy vir hom, gooi jou boekleed om jou en volg my. En hy het die uitgang aan hom gevolg, en hy het nie geweet dat dit wat deur die engel plaasgevind het werklik was nie, maar het gemeen dat dit 'n gesig was wat hy sien. En toe hulle by die eerste en die tweede wag verbygegaan het, kom hulle by die Eysterpoort wat na die stad lei, en dit het van self vir hom oopgegaan. En hulle het buitekant gekom en in die straat ver gegaan, en dadelik het die engel hom verlaat. En hier is 'n baie interessante gedeelte wat ons hierso sien, en ons sien dat dit was 'n tyd gewees waar daar baie politieke bewegings was, en daar was 'n groot aanval op die kerk gewees. Voel dit nie dalk soos vandag nie. Politiek is in die voorhand
van die dag en die regering probeer alles beheer en die kerk en die kinders van die Here is mense wat baie aangeval word. En hier was 'n man met die naam van Herodes en hy het op 'n punt gekom wat hy moes vir hom stemme werf. Hy moes die guns van die mense wen en omdat hy die guns van die mense wou gewen het hy gedoen wat reg was in die oë van die mense. En ons sien dat hy vir Jakobus in gevange geneem en die Bybel sê hy het vir Jakobus doodgemaak en die oomblik toe hy doen dit wat vir die mense goed lyk, het mense van hom begin hou. Weereens, klink dit nie so wat ons vandag in is nie. Kyk na die goed wat ons regering doen, kyk na die goed wat die presidente doen. Ons president is 'n ou wat uit die AGS uitkom. Ons president is 'n ou wat 'n jeugpastoor was, wat die pad van die Here ken, maar hy doen nie die dinge van die Here nie. Hy sal die dinge doen wat die mense tevrede stel. Hoekom? Want hy wil aansien kry by die mense. En die oomblik toe hierdie koning sien of Herodes sien dat hy Jakobus doodgemaak en die mense het daarvan gehou. En Jakobus was 'n gesiene man in die kerk, maar hy was maar eintlik 'n klein peanut. Het hy vir homself gesê, maar wat as ek een van hulle leiers kry? Wat as ek een van die manne kry wat 'n impak maak, van die manne wat 'n invloed het op hierdie mense se lewens en ek doen presies dieselfde met hom. En hy besluit ek gaan vir die myn peanut in die bakkie gaan, ek gaan vir Petrus in hegtenis neem en ek gaan met Petrus dieselfde doen, want as ek vir Petrus kan doodmaak, gaan hierdie mense permanent agter my staan en niks gaan my onderkry nie. En dit is presies wat gebeur het. Herodes het vir Petrus in hegtenis geneem en sy plan was om vir Petrus dood te maak. Sy plan was om vir Petrus voor die volk te bring en te sê, hierdie is een van die ouens wat preek. Hierdie is een van die ouens van die kerk. Hierdie is een van die ouens wat ons teestaan. So kom, ons gaan hom doodmaak. En hy het gedink, hy gaan die guns van die mense wen. En weer eens, ek sê vers 5 is die sleutelvers in hierdie hele ding. Dit is so klein versie, wat daar so uitstaan, wat vir ons sê, so is Petrus dan in die gevangenis bewaak, maar daar het aan 'n houdende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. En ons sien dat in die hele verhaal is die enigste verskil tussen dit wat met Petrus gebeur het en dit wat met Jakobus gebeur het, was dat die kerk het vir Petrus gebid. En ek vra vir myself altyd hierdie vraag af, wat sou die situasie gewees het as die kerk vir Jakobus gebid het, soos wat hulle vir Petrus gebid het? Maar ongelukkig skrik ons baie keer te laat. Ongelukkig moet daar eers sekere dinge in ons lewe gebeur, en ons moet deur sekere omstandighede gaan, en dan moet sekere goed oor ons pad kom, voordat ons besef, maar ek het eintlik die Here nodig. Ek het eintlik nodig om by God uit te kom. Ek het eintlik nodig om op hom te vertrou en te sê, Here, ek kan nie alleen deur hierdie situasie gaan nie. En Jakobus was gevange geneem, en hy was doodgemaak, en die kerk het geskrik en gesê, maar wat gaan ons nou doen? En die volgende oomblik word hulle leier Petrus ook in hegtenis geneem, en hierso besluit hulle dat genoeg is genoeg, ons gaan opstaan, en ons moet iets gaan doen, om 'n verskil te maak, en hulle het vir Petrus begin bid. En kyk wat was die gebeurtenis gebees, wat met Petrus gebeur het, terwyl hy in die tronk was. So hier lê Petrus in die tronk, die Bybel sê vir ons dat hy was vasgevang gewees, tussen al hierdie wagte, tussen al hierdie engele. Herodes wou seker gemaak het dat Petrus nie kan ontsnap nie. Want hy het hom gevat, 4 wagte om hom gesit, hom vasgebind met ketTINGs. Selfs toe hy gaan slaap het Herodes hom gesê, daar gaan wagte langs jou slaap. Jy gaan nie eens alleen in die sel wees nie. Want hy wou seker gemaak het dat hy is vasgevang. Hy wou seker gemaak het dat hy nie wegkom nie. Hy wou seker gemaak het dat die plan wat hy as mens het om die mense te beïndruk, nie gestop gaan word nie, en hy het alles gedoen om dit te keer. Maar die gebed van die kerk, die gebed van die gemeente, die gebed van die mense, het God geactiveer, en God het gesê dat ek gaan antwoord gee op hierdie gebed van hierdie mense. Hoekom? Want hulle was eendragtig saam. Hulle het in eenheid saam gebid, hulle visie was gewees, Here, ons gaan U vertrou om vir Petrus 'n uitweg te gee. Ons het aan die begin van die jaar gepraat oor eenheid. Hoe belangrik het is om in eenheid te bid. En hier lê Petrus in die gevangenis, hy weet nie wat regtig met hom gaan gebeur nie, hy weet nie regtig wat die plan is vorentoe vir hom nie, hy weet daar's iemand wat hom wil doodmaak, hy weet Jakobus was doodgemaak gewees, en hy het gedink dat dit is die pad wat hy gaan stap. En hierso kom, terwyl Petrus lê daar, so sê God, dat hy gaan 'n engel stuur, om Petrus uit die gevangenis uit te gaan haal.
En die engel kom by Petrus terwyl hy lê en slaap en hy snaaks genoeg, die engel het nie vir hom gesê, ek is gestuur van die Here af met hierdie goed nie. Die engel het hom wakker gemaak vir hom gesê, hey, staan op. Die engel het nie by hom gekom en vir hom gesê, ag broer, ek weet jy gaan nou deur 'n moeilike tyd, kan ek maar vir jou bid nie. Die engel het nie by hom gekom en vir hom gevra, wat kan ek vir jou doen om dit vir jou gemakliker te maak nie? Wat kan ek vir jou doen? Het jy iets nodig? Kan ek vir jou kos bring? Kan ek vir jou 'n warm kombers bring? Wat kan ek vir jou doen om die gevangenislewe wat jy het vir jou gemakliker te maak? Hoekom? Want dit was nie wat die kerk gebid het nie. Die kerk het nie gebid, Here, maak Petrus se lyding in die gevangenis makliker nie. Hulle het gebid en gesê, Here, ons kort daai man, hy moet vrykom uit hierdie gevangenis uit. En die engel kom by hom en die engel ruk vir Petrus wakker. Hy sê vir hom, staan op en kom laat ons hier uitkom. Want daar's 'n kerk wat vir jou bid. Daar's mense wat vir jou bid. Maar dan kyk ons na ons vriende en ons familie en die mense met wie ons werk, wat vasgevang is in geestelike tronke. Wat vasgevang is en gebind is deur die wêreld, wat vasgevang is en gebind is deur die dinge van die duiwel, en ons is by hulle en ons vra vir hulle, wat kan ek doen om hierdie lyding van jou gemakliker te maak? Ek sal vir jou bid, moenie worry nie, alles sal okay wees. Dis tyd dat die kerk opstaan en ruggraat kry en vir die mense begin bid en sê, kom ons bid dat die Here jou vry maak. En daai vriende van jou wat dalk nie wil luister nie, dis tyd dat ons begin opstaan en sê, Here, ek gaan intree tot jy 'n deurbraak gee vir daai man, tot jy daai man wakker maak, tot jy daai man uit sy omstandighede uitrig of daai vrou uit sy omstandighede uitrig. En iets wat vir my uitstaan in hierdie gedeelte is dat terwyl Petrus gelê slaap, en die engel het hom nie mooi kom wakker maak nie. Hy het nie op die skouer kom en gesê, ag Petrus, hoor hier so word en wakker. Die Bybel sê hy het Petrus geslaan op sy sy. En volgens gesê, staan op. Dis tyd dat die Here 'n bietjie mense begin skud. Dis tyd dat die Here ons nou en dan bietjie wakker ruk. Dis tyd dat die Here ons nou en dan bietjie slaan en vir ons sê, hoor die skrik wakker uit jou slaap uit. Skrik wakker uit dit uit wat jou vashou. Hy het Petrus so hard geslaan, toe Petrus op pad uit was, toe hy nog nie eens agtergekom dat dit wat met hom gebeur het was 'n werklikheid gewees nie. Partykeer moet die Here ons bietjie kom skud en ons bietjie kom ruk en vir ons sê, dis tyd om wakker te word. En Petrus staan op en hy's besig om uit die tronk uit te gaan en hy's besig om te loop en hy dog by homself, maar hierdie kan nie 'n werklikheid wees nie. Hoeveel van ons vriende, hoeveel van ons familie sit daar buitekant, wat vasgevang is, wat hulle het nie hoop nie. Hulle kyk na hulle omstandighede, hulle kyk na hulle probleme en hulle weet nie dat daar is vir hulle uitweg nie. En as jy vir hulle sê daar is vir hulle uitweg, dan dink hulle, maar dit is onmoontlik, dis 'n gesig wat jy sien, jy verbeel jouself om te dink dat daar uitweg is, maar dit is tyd dat ons as kinders vir die mense gaan wys, daar is 'n uitweg vir hulle. Nou as ons kyk na 'n tronk, wat doen 'n tronk vir jou? Daar is alles dood. Okay, kom ons los met die PowerPoint. Wat doen 'n tronk aan 'n mens? 'n Tronk is in die eerste plek, dit sit limitasies op jou. 'n Tronk is daar so om jou vasgevang te hou. 'n Tronk is daar om jou weg te hou van dit wat vryheid vir jou gee. Dit vat jou vryheid vir jou weg. 'n Tronk sit ander mense in beheer van jou lewe wat jy nie daar wou hê nie. En dit is presies wat geestelik ook met ons lewens gebeur. As ons geestelik in 'n tronk vasgevang is of geestelik vasgevang is in hierdie dinge, wat gebeur met ons? Dit is nie te sê dat ons is nou fisies vasgebind met kettinge nie, maar die duiwel kom en hy sit limitasies op jou. Die duiwel kom en hy hou jou vas, die duiwel kom en hy bind jou en hy sit jou in hierdie klein hokkie en die hardste ding is dat baie keer aanvaar ons as kinders van die Here hierdie limitasies wat op ons pad kom. Hierdie plek wat die duiwel ons indruk, hierdie tronk wat ons insit, raak vir ons 'n die normale omstandighede wat ons onsself invind. Daar's soveel mense daar buite wat vandat hulle so groot is, vasgevang is in sonde en omstandighede en probleme en al hierdie dinge, dat hulle so lank vasgevang en hulle sit so lank in hierdie tronk, dat dit vir hulle normaal geword. Dis is as jy 'n goudvisie vat en jy gooi hom in daai klein bakkie wat daar op 'n tafel staan, met gewoonlik met so een boompie in, gooi 'n goudvisie daarin. Daai goudvisie swem daar rond elke dag. Na die tweede dag is daai goudvisie gewoond en hy kan net daai plekkie swem. Na 'n week is daai goudvisie gewoond, hierdie is vir hom genoeg, hierdie is vir hom okay, dis waar hy hoort.
waar as jy daai goudvisie vat en jy gaan gooi hom in die Vaaldam, ek dink ek gaan nou 'n bietjie wegspoel, maar jy gaan gooi hom in die Vaaldam, wat sy volle potensiaal kan bereik, gaan hy nie weet wat hy met homself te maak nie. Maar dit is wat God vir ons sê. Ons is vasgevang in hierdie, soos 'n goudvis in hierdie klein bakkie, waar sy planne wat hy vir ons het, sy drome wat hy vir ons het, is so groot soos die Vaaldam sal wees vir daai klein goudvisie, maar ons bly vasgevang in hierdie klein bakkie. Ons bly vasgevang in hierdie dinge van die wêreld. Maar nou wil ek hê ons moet gesels oor gebed en aksie, want die kerk het bly bid vir hom, en baie keer sal ons sê, maar ons moet bid oor sake, ons moet bid oor omstandighede, ons moet bid vir hierdie mense wat aangaan. Maar partykeer bid ons nie eers nie. Gebed is die eerste punt van aksie wat ons neem. Gebed is ons eerste lyn van defense, as ek het so kan sit, waar ons kan gaan en sê, Here, ons weet nie wat se kant toe nie, ons moet begin bid. Ons gaan U begin vertrou. En die kerk het op daai punt gekom wat hulle gesê dat ons gaan aksie neem om vir Petrus te bid. Dieselfde aksie wat hulle nie vir Jakobus gedoen het nie. En die kerk het gegaan en hulle het gaan bid en hulle het gesê, Here, asseblief red vir Petrus. En baie keer is ons ook in die omstandighede of in die posisie wat ons na ons vriende kyk, wat ons na ons familie kyk, wat ons na mense kyk en ons sien hulle gaan verlore en ons hoop maar iets gaan verander, maar dit is tyd dat ons begin aksie neem en die eerste punt van aksie wat ons gaan doen is, ons kan vir daai mense begin bid. Maar ongelukkig kan dit nie net by gebed bly nie. Ongelukkig moet ons gebed omgesit word in aksie. Daar's soveel keer wat ons 'n idee kry van ons moet 'n uitreik hou, of ons moet met iemand gaan praat, of ons moet iets doen om mense se lewens te verander, maar dan sê ons maar eerder eers gaan bid en net gaan hoor of dit die wil van God is. Ons moet net gaan en gaan sê, Here, asseblief, is hierdie rarig jou wil, is dit rarig waar jy wil hê ons moet wees, as U wil hê ons moet daar wees, moet daar in die aand 'n lig uit die hemel uitskyn op hierdie dorp, wat vir ons wys, dit is waar ek wil hê julle moet wees. En partykeer mis ons die wil van God, omdat ons heeltyd besig is om die wil van God te soek. En ek sê nie daardeur ons moet nie bid nie, maar Reinhard Bonke het gesê, dat, en dit is 'n direkte quote van hom, hy sê, those who are forever seeking the will of God, will be overrun by those doing the will of God. So ons kan nie net die hele tyd bly bid en sê, Here, asseblief doen jy iets nie, terwyl die Here ons op die aarde gesit om 'n verskil in mense se lewens te gaan maak nie. Jy kan vir jou familie bid en jy kan vra, Here, red hulle, Here, dra hulle deur, Here, verander hulle omstandighede, maar daar gaan ook 'n punt kom wat jy gaan moet opstaan en sê, Here, asseblief gebruik my om hierdie mense se lewens te gaan verander. Ek kan nie die hele tyd vir Dean bid dat hy moet verander, maar ek gaan nie na hom toe en sê vir hom, hierdie Dean, daar is eintlik vir jou beter lewe daar buite wat die Here vir jou wil hê nie, so dis tyd dat jy moet verander nie. Die kerk het gebid vir Petrus, die kerk het hulle aksie geneem, maar Petrus het daar in die tronk gelê, toe daai engel hom wakker maak en hy vir die engel gesê, ag man, die kerk bid mos, die Here sal my uithaal. Die engel het nie by Petrus gekom en gesê, ag kom ek tel jou op en ek draai jou by hierdie tronk uit nie. Petrus moes self opgestaan en self uitgeloop het. Maar partykeer sit ons in 'n situasie en die engel kom by ons en die Here laat die kettinge afval en die Here laat die deure oopgaan, maar dan sit ons daar en sê, ag Here, terwyl jy nou besig is, jy nie maar hierso uitdra nie. Waar's 'n ander pastoor en my pa sê baie, die kruiwaalbediening, hy sê, jy moet die mense in die kruiwaal laai en hulle met die kruiwaal kerk toe stoot, want hulle wil nie eers self kerk toe kom nie. Jy moet hulle nie in 'n trolley laai en kerk toe stoot soos 'n babietjie, want hulle wil nie self na die Here toe kom nie, terwyl die Here net sê, kom na my toe en ek sal vir jou 'n uitweg gee. Jesus sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal jou rus gee. Hy het nie gesê, ek gaan na jou toe kom en jou rus gee nie. Ons moet opstaan, aksie neem en na hom toe gaan. Dis dieselfde met ons vriende wat nie die Here ken nie. Ons kan vir hulle bid tot ons blou word in die gesig, maar as niemand met hulle gaan praat nie, is die kans baie goed dat hulle verlore gaan terwyl ons vir hulle bid. Dis tyd dat ons as kinders van die Here begin aksie inneem. En enige iemand kan die aksie inneem in gebed. Jy hoef nie 'n spesiale 'n pastoor te wees of 'n spesiale graad teen die muur te hê nie. Dis in elk geval net 'n papier wat die vlee op sit daarso. Jy hoef nie 'n spesiale titel in die kerk te hê om vir jou vriende te begin bid nie. Wat sê die Bybel vir ons? Jakobus 5 vers 17 sê vir ons die volgende: En Elia was 'n mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie, en dit het op die aarde vir 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. Wat sê die Bybel hier? So was Elia 'n spesiale ou gewees? Nee.
Hy sê, Elia was 'n mens net soos ons gewees. Elia was 'n mens net soos ons en hy het vuur uit die hemel uitgebid, laat die Here die offer op die altaar verbrand en oor die 800 Baal profete verskroei daar, so 'n mens net soos ons. God gebruik jou net soos wat jy is. Jy hoef nie 'n titel te hê nie, jy hoef nie die Bybel van bladsy 1 tot bladsy hoeveel ook al in die 1000 woord vir woord uit jou kop uit te ken nie. Al wat jy moet sê is, Here, hier is ek, gebruik my. Al wat jy moet sê is, Here, ek is bereid om op te staan en te gaan. Maar is ons bereid om te sê, Here, hier is ek, gebruik my. Die groot ding is, dit gaan nie oor hoe ons bid nie. Jy hoef ook nie nou te gaan en vir 3 ure lang te gaan bid nie. Jy hoef nie te gaan en vir 10 dae te gaan vas en te sê, Here, asseblief gee vir ons 'n uitweg nie. Dit gaan nie oor hoe jy bid nie, maar dit gaan oor waarheen jy bid. Ek wil weer Elia as 'n voorbeeld gebruik. In 1 Konings 18 staan Elia voor die Baal profete. En hy daag hulle uit en hy sê vir hulle dat ons gaan nou kyk wie se God die regte God is. Ons gaan kyk wie se God nou werklik leef. En hy sê vir hulle, kom ons bou 'n altaar. Elkeen van ons gaan 'n altaar bou en ons gaan bid dat die Here met vuur antwoord uit die hemel uit. En hierdie kom Baal profete gaan en hulle sit hulle offer op die altaar en hulle die altaar gebou en hulle haal hulle boekie daarso uit met al hulle reëls en regulasies in van hoe hulle moet bid en hoe die offer moet plaasvind en hoe al hierdie dinge moet gebeur en hulle het alles gedoen volgens die boek. Hulle het gebid en geskree en te kere gegaan en Elia het naderhand begin verveeld raak en hy het hulle naderhand begin spot en gesê, maar hoorie, is julle God nie dalk doof nie? Is hy nie dalk op vakansie nie? Is hy nie dalk ergens op 'n ver reis nie? Het hy nie dalk ergens heen gegaan nie? Want maak nie saak wat hierdie mense gedoen het nie, hulle God het hulle nie geantwoord nie. Naderhand sny hulle self. Naderhand gooi hulle eie bloed daar uit en hulle sê vir hulle God dat hulle moet antwoord, maar hy antwoord hulle nie. Hoekom? As jy by 'n huis kom en jy klop aan die deur en daar's iemand daar binnekant, kan hulle vir jou oopmaak. Maar as jy by 'n huis kom en jy klop aan die deur en daar's niemand daar binne nie, kan jy klop tot jou vinger afval. Niemand gaan vir die deur oopmaak nie. Daai mense se gebed het hulle geklop aan 'n leë huis. Daar was niemand wat kon antwoord nie. En Elia staan op en Elia sê, dis nou my beurt om te bid tot die lewende God toe. En hy het gaan bid en hy het gesê, ek bid na die God toe wat die hemel en aarde geskaap het. En hy sê, Here, antwoord met vuur. Hy het nog nie eens kans gehad om te sê amen nie, toe val die vuur al. Hoekom? Want hy het geklop aan 'n deur waar daar iemand binne-in was. Hy het gebid tot 'n God wat bestaan. Ons het daai voorreg om te bid tot die lewendige God. Ons hoef nie te bid tot 'n God toe wie se profeet in 'n graf lê nie. Ons hoef nie te bid na 'n beeldjie toe wat daar op 'n bakkie staan en stof vergaar en as iets gebeur moet jy nog jou God uit die huis uit dra nie. Ons bid na die lewendige God toe. Ons het die voorreg om te sê, Here, geantwoord ons gebede en hy is lewendig en hy is sterk genoeg en hy is waardig om ons gebed te ontvang en hy sal ons gebede antwoord. Het is tyd dat ons as kerk begin besef dat ons gebede dra krag. Het is tyd dat ons as kerk begin besef dat ons het die voorreg om na God toe te kan kom en sê, Here, gryp in. Maar het is tyd dat ons as kinders van die Here begin bid vir ons vriende en ons familie wat verlore gaan. Het is tyd dat ons begin aksie neem en sê, Here, asseblief, daar's van my vriende wat U nie ken nie, wat U nodig het. Maar gebruik my om U aan hulle voor te stel. Daar's 'n verhaal wat ons gehoor het van 'n reisiger wat hy was ergens heen op pad, baie jare terug, en hy kom in hierdie klein dorpie aan, en daar is so 4 of 5 huise daar so, en die man is dors, en hy's moeg, en hy vra vir die ouens, hoorie, is hier 'n plek waar ek kan water kry, en hulle sê, hierso is 'n put, maar hierdie put is droog, maar kom ons gee vir iets om te drink, en ons gee vir jou 'n plek om te rus. En dan voordat jy aangaan, dan kan jy net so bietjie hierso asem skep. En die man sê dankie en hy bly by mense aan huis daarso. En hierdie mense het 'n klein seentjie. En terwyl hierdie man lê en slaap en net bietjie rus om net te herstel van sy reis te gehad het, hoor hy ewe skielik hierdie ma is in 'n paniek en hy word wakker, hy gaan na die vrou en hy vra vir die vrou, wat gaan aan? Wat is besig om te gebeur? En die vrou sê vir hom dat my seun is weg.
En hulle kry almal in die dorpsfees 'n baie klein gemeenskap en almal is op soek na hierdie seentjie en almal is besig om te kyk waar kan hy wees, waar het hy uitgekom, waar het hy heen geloop. En iemand kom by hierdie put wat hulle daar in die dorp het, wat droog is, en hulle hoor iemand huil in hierdie put. En hulle kom agter is hierdie vrou se kind wat in hierdie put is, wat gaan speel het by die put en gekyk het wat daar aangaan en skielik soos wat 'n kind is en hy daar ingeval. En almal gaan in 'n paniek en almal begin wonder, maar wat gaan hulle nou maak? Dis nie vandag se tyd wat hulle die brandweer kan bel en hulle kom haal die kind uit nie. Daar's nie sulke goeters nie. En almal in die dorp is naderhand om hierdie put en hulle staan en hulle kyk en niemand weet wat om te doen nie. En hierdie reisiger kom by hulle en hy vra vir hulle, is hier 'n lang tou wat ons kan gebruik? En iemand sê, ja, hulle het 'n tou en hulle gaan haal die tou en almal vra vir hom, maar okay, nou wat nou van die tou? Ons kan nie tou hier afgooi, daai kind is te klein, hy gaan nie kan vashou aan hierdie tou, laat ons hom uittrek nie. Hy sê, nee, ons hoef nie die tou af te gooi vir die kind nie. Die man vat die tou en hy maak hom ons lyf vas. Hy sê, ek sal die tou om my lyf vasmaak. Maar hy sê, ek het elke een van julle se hulp nodig, dan gaan ek in die put klim en julle gaan my laat afsak in die put en ek gaan die kind haal. En as ek die kind het, gaan ek vir julle sê, okay, trek my uit en dan gaan almal wat hier buite is, die tou vat en my uittrek. En dis presies wat hulle gedoen het en hierdie jong man klim in hierdie put af en hy kry hierdie kind en hy die kind in die arm en sê vir hulle, okay, is reg, ek hierdie kind haal my uit en hulle begin aan hierdie tou trek. Elkeen in die dorp vat 'n stukkie van die tou en hulle begin te trek. Hulle begin hierdie jong man uitlig en so toe hierdie jong man uitkom, het hulle hierdie kind gered. En dit is presies wat gebed is. Ons het ons vriende daar buite wat verlore gaan, wat in 'n put sit, wat in 'n gat sit. En baie keer staan die hele gemeente om hierdie put en hulle sê, hoe gaan ons hierdie ou uit hierdie put uitkry? Waar die Here sê, ek is bereid om hierdie persoon te gaan haal. Maar ek het elke ene van julle nodig, soos wat elkeen daar in die dorp 'n stuk van hierdie tou gevat het, om hierdie kind uit te trek, om hierdie jong man uit te trek wat hierdie kind gaan haal het. So moet elkeen van ons 'n stukkie van die tou vat, om die verlore mense daar buite in die wêreld te gaan uittrek. Party mense sal lok opstaan en sê, Here, ek is bereid, ek sal die tou om my lyf vasmaak. Party mense is nie bereid om in die put in te gaan nie. Maar as jy nie bereid is, is dit jou werk om 'n stuk van die tou te vat. En hoe vat jy 'n stuk van daai tou? Deur te bid vir die mense wat die Here nodig het. Deur te bid, vat ons 'n gedeelte van daai tou en sê, Here, ons sal trek in dit. Die pastoor is dalk bereid om te gaan, ek is bereid om te gaan. Ons is bereid om in te gaan waar dit moeilik is. Maar ons het elkeen van julle nodig om te sê, ek gaan bid vir die mense wat verlore gaan. Ek wil afsluit, Jesegiel 22 vers 30 sê vir ons, en kyk onder en ek het onder hulle 'n man gesoek, wat 'n muur kan bou, en voor my aangesig in die bes kan staan vir die land, sodat ek dit nie sou verwoes nie, maar ek het niemand gevind nie. Die Engelse vertaling sê dit vir my soveel mooier. Hy sê, and I was seeking under them a man who would be able to stand in the gap, but I found none. En dis wat die Here vandag sê, die Here soek vandag vir mense wat in die gap sal staan vir die verlore mense daar buite. Die Here soek vandag na mense wat in die gap sal staan vir hulle vriende en hulle familie wat nie die Here ken nie. Wat sal sê, Here, ek is bereid om in die gap te staan en te bid en te sê, Here, asseblief, red my vriende. Here, asseblief, red my familie. Ek is bereid om met hulle te gaan praat. En dalk is jy nie bereid om die evangelie met hulle te gaan verkondig, of aan hulle te gaan verkondig nie, maar jy kan hulle kerk toe nooi, waar hulle die evangelie hoor. Dis hoekom dit belangrik is dat ons wat hierso voor staan en preek, ook ons prioriteite moet reg gee en by die Here moet hoor, Here, wat moet ek vandag oor praat? Want jy moet verlore mense inkom. Die kerk is nie 'n plek vir geredde mense nie. Soos wat Philip net nou gesê het toe hy gebid het. Die disippels is veronderstel om buitekant in die wêreld te wees om die verlore mense in die kerk in te bring. Die kerk is vir 'n plek waar die verlore mense heel gemaak word, waar hulle moet opgelei word en dan moet hulle weer uitgaan om 'n verskil te gaan maak in mense se lewens daar buite. Ek het 'n pastoor gehad wat altyd gesê het, en hy het baie tyd met ons as wat op sy leierskap was gespandeer, en om ons toe te rus om siele vir die Here te wen. En hy het gesê, as hy op 'n Sondagoggend by die kerk kom, en nie een van sy leiers is daar nie, en daar sit net 'n klomp sondaars voor hom, en mense wat nie die Here ken nie, en hy weet sy leiers is buitekant in die veld daar besig om mense te bereik, sal hy op sy gelukkigste wees. Maar ons wil mos vandag hê, almal moet in die kerk sit. Jy moet jou plekkie hierso, daai merkie wat jy op jou bankie gemaak het, jy moet daarso kom sit elke Sondag en dan is ons happy. Nee. Ons werk as kinders van die Here is nie om hierdie banke warm te sit nie.
Ons werk as kinders van die Here is om uit te gaan en ons vriende en ons familie in die wêreld daar buite te gaan wen vir die Here. En hulle te nooi en te sê, kom, daar's hoop vir julle. Kom, die Here gaan 'n verskil maak vir julle. En weet julle wat is die lekker ding van gebed? Gebed het geen perke nie. Jou gebed kan daarso waar jou vriende sit, die man en die vrou wat huweliksprobleme het, daar waar jy nie kan uitkom nie, jou gebed kan daar uitkom. Jou gebed kan by daai tienerseun of daai tienerdogter wat besig is om dwelms te gebruik, sonder dat enigiemand van dit weet, daar waar niemand by haar is nie, jou gebed kan daar uitkom. Jou gebed kan in die skole uitkom, daar wil hulle vir ons sê, ons mag nie meer preek nie, daar wil hulle vir ons sê, ons mag nie meer 'n verskil maak nie, jou gebed kan daar 'n verskil gaan maak. Jou gebed kan by jou werksplek waar jou baas jou gesê het, hierso preek jy nie vir die mense nie, hierso werk jy, so jy mag nie met die mense praat nie, jou gebede kan daar, deur daai limitasies wat hulle daarso vir jou gesê het, kan jou gebed druk en dit kan die lewe van mense verander. Maar is tyd dat ons as kinders van die Here sê, dat ons gaan opstaan en ons gaan 'n verskil maak. Wie van julle wil sien dat julle vriende die Here aanneem? Dat julle vriende se lewens verander? Ek glo elkeen van ons en ek glo dat vandag gaan ons begin met dit en ons gevra dat elkeen so 'n papiertjie moet kry voor ons begin het elkeen so 'n papiertjie gekry. Nou jy sal sien op hierdie papiertjie is daar 5 name. Hierdie is net 'n beginpunt van dit wat ek glo die Here vir ons wil doen. En wat ek wil hê jy moet met hierdie papiertjie doen is jy moet 5 van jou vriende of jou familie of jou werkskollegas wat jy weet wat nie die Here ken nie. Daai ou wat jou by werk vloek en sleg sien die meeste moeilikheid gee. Sy naam moet jy sommer eers opskryf. Maar ek wil hê ons moet 5 mense se name opskryf en ek wil hê jy moet hierdie papiertjie vat. Hy's lekker klein. En jy moet elke dag oor daai 5 mense bid. En vir Here vra, Here red hierdie mense se lewens. En ek sê altyd vir die mense, as ek hierdie oor hierdie konsep praat wat ons doen is, vat hierdie papiertjie en sit hom daar waar jy hom ergens sit. Moet hom nie in jou Bybel sit nie, want ek weet jy gaan nie elke dag Bybel lees nie. Ek bid dat jy elke dag Bybel lees, maar vat hom en sit hierdie papiertjie daar waar jy elke dag na die mense, of waar jy elke dag hom kan sien. As jy voor 'n rekenaar sit en werk, plak hom teen die rekenaar. Ek sê vir die man, sit hom teen die yskas, want jy gaan kyk ons 20 keer 'n dag, wat is daar in die yskas om te eet? En voordat jy kyk wat om te eet, dan sê jy, Here, asseblief, hierdie 5 mense, doen iets in hulle lewe. Vir die girls wat 2 ure in die oggende voor die spieël sit, plak hom teen jou spieël, terwyl jy daar sit en hare en make-up en wat ook al alles doen, sê Here, terwyl ek myself mooi maak, hierdie 5 mense, hierdie 5 vriende van my, doen iets in hulle lewe. Maar dan is die uitdaging 1 stap verder en dit is om nie net by bid te bly nie. Maar ons gaan moet iets doen om hierdie mense te bereik. As die Here jou die boldness gee om met hulle te gaan praat en te sê, ek wil graag met jou iets deel, want ek glo die Here het iets groters vir jou in stoor, dan doen dit. As jy dit nie wil doen nie, nooi hulle kerk toe. Sê, hoor jy wil nie Sondag saam met my kerk toe kom nie. Hoekom? My kerk maak dit kom vol sit. Nee, want die Here gaan 'n afspraak met jou hê. Maar ons kan nie net by gebed bly nie. Is dit reg? Sal julle dit doen? Is dit oké? Gaan julle die name opskryf? Van ons nou hier so uitgaan en as almal in die karre geklim met 20 papiertjies nog in die kerk kry? Nee, kom ons vat dit en skryf die name daarop en kom ons begin 'n verskil maak. Jy sê dalk vir my, maar ek weet nie om 'n verskil te maak in iemand se lewe nie. Dis jy 'n verskil maak in iemand se lewe. Deur hulle name op te skryf en daaroor te bid. Oom Angus het dit vir ons geleer, hierdie hele konsep van om so oor mense te bid. Ons het 'n groep wat ek by betrokke is, wat deur mense is wat deur hom gementor word en boodskappe van hom afkry en goeters en hy het 'n leer en hy het hom vir ons al gewys toe ons op sy plaas was, wat hy elke ene wat op daai lys is van wat deel is van hierdie groep, hy noem dit sy spiritual sons, wat op daai groep is, hy het 'n foto en daai persoon se naam in 'n leer. En in daai hele leer en elke dag bid hy oor elke persoon wat in daai leer is. Ken hy hulle spesifieke probleme? Nee, glad nie. Ken hy hulle omstandighede? Nee, glad nie. Daar's te veel van hulle. Maar elke dag sit hy sy hand op daai leer en sê, Here, ek bid vir elke persoon in hierdie leer. Ons kan begin deur 5 mense se name neer te skryf. En net te sê, Here, verander hierdie mense se lewens, red hierdie vriende van my. En ek weet die Here het klaar name begin in jou hart sê, hierso waar jy nou sit. Jy het klaar begin kan aan mense se name. So, dis die Here wat klaar besig is om met jou te praat. En ek gaan vra dat ons gaan
dat ons almal net gaan opstaan en ek gaan net 'n gebed doen. En ek wil jy vat hierdie papiertjie in jou hand, as jy het ons nog nie die name opgeskryf nie. En ek gaan 'n gebed doen en dat ons Here vra om werklik, en dan is dit net 'n papiertjie, ons dink dit is niks werd nie, maar die Here dit sal gebruik om daai mense se lewens te verander. So kom ek vra dat ons sal opstaan en vat daai papiertjie in jou hand vas en terwyl ons bid, begin slank daai mense se name in jou gedagtes opsê. Here, ek bid vir hierdie persoon. Here, ek bid vir hierdie vriend van my. Vader, dankie dat ons nou na U toe kan kom, Here, en net ons afhanklikheid aan U kan kom bely, Vader, en sê dat sonder U is ons niks nie, Vader. Sonder U kan ons niks doen, Here, en ek wil vra, Vader, dat hier waar ons hierdie papiertjie vashou, Here, hier waar ons name gaan opskryf van vriende, van familie, van werkskollegas, Vader, van mense wat U nie ken, Here. U ken elke naam wat op hierdie papiertjie geskryf gaan word. U weet wat se naam U nou in elke persoon se hart hierso sit, Here. En ek wil vra, Vader, laat U nou in hulle harte sal werk, Here. Vader, laat wanneer hulle naam hier opgeskryf is, Vader, wanneer ons vir daai mense begin bid, Here, wanneer ons daai mense kerk toe nooi, wanneer ons met daai mense begin praat, Here, laat U die een sal wees wat die werk doen, Vader. Ons kan nie die werk doen nie. Ons kan nie iemand oortuig nie. Die Bybel sê dis die Heilige Gees wat oortuig van sonde, ongeregtigheid en oordeel, Vader. Maar ons kan net die goeie nuus vir hulle vat, Here. En ek wil vra, Vader, laat elke naam wat hier opgeskryf word, Vader, U ontmoeting met daai mense sal hê, Vader. Laat U 'n branding in daai mense se hart sal sit, 'n soek in hulle hart na iets groters, Vader. En laat wanneer ons met hulle gaan praat, wanneer ons met hulle deel, Vader, wanneer ons hulle nooi, Here, laat hulle sal voel in hulle harte, maar dit is waarna ek gesoek het. Dit is wat in my hart brand, dit is waarheen ek moet gaan, Vader, dat U ons sal voorberei, Vader, dat U ons sal regkry, dat U ons sal gebruik, Vader, om 'n impak in hierdie mense se lewens te kan maak, Here. Vader, ek vra dat U vir ons boldness sal gee, dat U vir ons wysheid sal gee, dat U ons sal lei, Here, om dit te kan doen, Vader. Nie om die kerk vol te maak en te sê ons het baie mense hierso nie, Vader. Nie om te sê, maar ek is great en ek het soveel mense na die Here toe gelei nie, Vader. Maar laat ons siele kan wen, Vader, mense wat besig is om hel toe te gaan sonder U, Vader, sonder dat hulle dalk eers weet of besef, Vader. Maar laat U ons sal gebruik om 'n verskil te gaan maak in daai mense se lewens, in Jesus naam. Amen.